Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag, 5 Augustus. Die spreek van tale as 'n gawe. Wat van die spreek van tale? En pas met die uitstorting van die gawe elders in die Bybel, dui hierdie spreek van tale in 1 Korintiërs waarskynlik op die geesgegewe vermoë om skielik 'n vreemde taal te kan praat. Dit wil sê mensentale wat in ander wêrelddele gepraat word. Markus 16 vers 17 sê vir ons: En vir elkeen wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf en nuwe tale sal hulle spreek. Handelinge 10 vers 44 tot 48 lees: En toe Petrus nog besig was om hierdie woord te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek: Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie? En hy het dit beveel, dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. Handelinge 19 vers 6 lees ook: En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Lees ook gerus op u tyd Handelinge 2 vers 1 tot 13. Paulus noem dit in die lys van gawes in 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 10. Volgens 1 Korintiërs 12 vers 28 vers 30 as ook hoofstuk 13 vers 1 en 8. Hy verwys egter herhaaldelik daarna in 1 Korintiërs 14. Die Koine Griekse grondwoord glossa of taal verskyn oor die 20 keer in 1 Korintiërs 12 tot 14, waarvan 15 in hoofstuk 14 op sigself is. 'n ander woord in hierdie aanverwante groepie is heteroglossos of 'n ander taal. Dit verskyn in 1 Korintiërs 14 vers 21. Die hoë aantal verwysings na die spreek van tale sê vir ons dat kwessies rakende hierdie gawe van groot belang vir Paulus was. Die gebruik en misbruik daarvan in die Korintiese kerk het immers tot wanorde en verwarring in openbare aanbidding gelei, volgens 1 Korintiërs 14 verse 23, 27, 33 en 40. Lees 1 Korintiërs 14 verse 5, 13, 26 en 27 as ook hoofstuk 12 vers 10 en 30. Watter voorskrifte rakende die spreek van tale gee Paulus hier? 1 Korintiërs 14 verse 5, 13, 26 en 27 lees as volg: Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer. Want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê sodat die gemeente stigting kan ontvang. Daarom moet hy wat in 'n taal spreek bid dat hy dit kan uitlê. Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging. Laat alles tot stigting geskied. En as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3. En by beurte en laat een dit uitlê. 1 Korintiërs 12 vers 10 en vers 30 lees: Aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Het almal genadegawes van gesondmaking? Spreek almal in tale? Kan almal dit uitlê? Die vraag lees weer: watter voorskrifte rakende die spreek van tale gee Paulus hier? Die rede waarom die spreek van tale nie sonder die gawe van uitlegging gebruik kan word nie, dit wil sê sonder 'n tolk nie, is omdat tale veronderstel is om verstaanbaar te wees, volgens 1 Korintiërs 14 vers 9.
Daarsonder is die gebruik van 'n bepaalde taal van geen nut nie, volgens 1 Korintiërs 14 vers 6. Dit verklaar waarom Paulus so geweldig klem op uitleg, oftewel tolking en verstaanbaarheid lê. Duidelik kritiseer hy nie die spreek van tale as 'n gawe op sigself nie. Wat hy wel aanspreek, soos ons in môre se gedeelte sal sien, is die buitensporige aansien wat dit onder die Korintiërs geniet het, met die gevolg dat die gawe van profesie afgeskeep is. Op hierdie punt moet ons mooi op Paulus se woorde let. Hoewel hy opreg begeer dat al die Korintiërs 'n vreemde taal magtig kon wees, soos gelees in 1 Korintiërs 14 vers 5, was dit logies buite die kwessie, 1 Korintiërs 12 vers 10. Die volgende aanhaling lees ons uit Raoul Dederin, Handbook of Seventh-day Adventist Theology, die elektroniese weergawe deel 12 van die Commentary Reference Series, Hagerstown, Maryland, VSA, Review and Herald Publishing Association, 2001, bladsy 620. Die idee dat almal in tale moet spreek, voordat hulle kan sê dat hulle die Heilige Gees ontvang het, is 'n verdraaiing van Paulus se leer in 1 Korintiërs 12 en 14. Het julle gemeente enige lede wat vreemde tale magtig is? Hoe kan daardie lede hul taalvermoëns gebruik om ander vir Christus te wen? Hoe kan die antwoord hierop ons help om die ware aard van die tale te verstaan soos wat Paulus dit bedoel het?